Goeiedag en baie welkom. Dis Goeie Vrydag. Ons Skepper, Jesus, hy's gekruisig en sterf. Aan die einde van Jesus se aardse bestaan beleef hy 'n intense eensaamheid. Niemand verstaan hom nie. Hy word verwerp. Sy vriende verlaat hom, hy's verneder, hy ly liggaamlik en gaan deur 'n geestelike wroging en hulpeloosheid, waaraan hy self niks kan doen nie. Maar aan een ding hou hy vas. Deur hierdie eensame ervaring kan hy die wil van die Vader volbring. Ons lees saam. En toe dit die 6de uur was, kom daar duisternis oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eloi, Eloi, lama sabachthani, wat as dit vertaal word beteken, my God, waarom het U my verlaat? Jesus se laaste oomblik aan die kruis neem my na plekke in my eie lewe. Ek weet ek gaan nooit kan beleef wat hy beleef het nie, maar dit laat my nadink oor tye waar ek ook eensaam gevoel het. God kan en wil seker ook in eensaamheid in my eie lewe na my toe kom. En eensaam was ek al verseker, maar moet ek dan nou alle eensaamheid verwelkom in my lewe? Hoe onderskei jy wanneer die eensaamheid belangrik is vir die siel? En ek dink aan daardie tye wat ek eensaam was. Daar was al 'n eensaamheid in my wat gepaard gegaan het met gevoelens van disintegrasie, asof my lewe uitmekaar rafel, 'n leegheid, 'n rusteloosheid, wat gevolg het op dade wat nie heilsaam vir my lewe was nie. Maar ek dink ook aan die eensaamheid wat gevolg het op 'n selfgesentreerde, integriteitslose en ontroue daad of woord wat ek gespreek het, 'n fout wat ek gemaak het, 'n eensaamheid wat gevolg het omdat ek verkeerd opgetree het. In tye van hierdie soort eensaamheid het ek begin leer dat dit beter is om God se uitnodiging te hoor, om die eensaamheid te laat gaan en my gedrag te verander. Maar dan is daar ook 'n ander soort eensaamheid wat oor my kom. En soos met Jesus, is dit nie omdat ek verkeerd opgetree het nie, maar eerder 'n eensaamheid wat oor my kom juis wanneer ek reg opgetree het. En in hierdie eensaamheid moet ek soms wag. Ek's nie in beheer nie, ek kan dit nie verander nie, ek kan dit nie wegjaag nie, ek kan net in kontak daarmee kom. Nikos Kazantzakis skryf dat mense altyd ongeduldig is en God nooit haastig nie. Ek is altyd gereed vir 'n Messias om my verlange en pyn en eensaamheid te verlig of weg te neem, maar meeste van die tyd gebeur dit nie so nie. Dit bly met tye verlang seisoene daardie eensaamheid. Tot op 'n dag wanneer alles skuif. In Johannes van die Kruis gebruik die metafoor van 'n stuk hout wat skielik begin brand wanneer dit vir 'n tyd gelyk het of die vuur dood was. Die stuk hout lê in die as, besig om temperatuur op te bou, tot dit op 'n oomblik in vlamme oopmaak. Dis die dinamiek van eensaamheid. In die eensaamheid kom ons in kontak met ons diep verlangens en begeertes. Ons maak die vlamme daarvan oop, nadat dit verlang genoeg daar gelê het in 'n plek van as. Elke stukkie eensaamheid maak ons gereed vir die vlam, vir die vuur. Elke stukkie eensaamheid maak ons gereed vir liefde. Elke stukkie eensaamheid maak ons ontvanklik. Elke stukkie eensaamheid maak ons gereed vir die dood, maar ook vir die opstanding. En in hierdie eensaamheid ontdek ek meer en meer hoe my binnewêreld vergroot. Ek kom agter hoe ek meer sensitief is vir ander se pyn en hoe die omvang van God se goedheid in my oë vergroot. Hier diep in my siel is daar dinge aan die gang en ek raak algaande meer bewus daarvan.
Die ou bekende spreekwoord in die Joodse apokaliptiese geskrifte verwoord iets van dit. Every tear brings the Messiah closer. Jesus se eensaamheid op die kruis het 'n oomblik gebring waar alles vir die geskiedenis van tyd verander het. Ek en jy kan met geloof in daardie plek van eensaamheid vertrou dat die Here besig is om te werk. Dat ons gees in sy hande kan oorgee. Hande wat genees, hande wat siekes gesond maak, hande wat blindes laat sien, hande wat vir jou en my deurboor is. Daardie hande omvou jou vandag. En mag jy in jou goeie Vrydag die liefde, want so lief het God jou gehad, dat hy sy seun vir jou gegee het. Mag jy daai liefde diep ervaar. Amen. Hy is by my.